nou vir die eerste keer met my skoonpa, al kan hy nie praat nie, met die hande kon hy gebare teken vir ons wys, en hy kon grappe maak, en ek wil net vanoggend sê, die Here is groot en almagtig, en as jy jaardag begin het, en jy voel alles val deur mekaar, en dinge is nie reg nie, wil ek net sê, by God is alles moontlik, en waar ons in gebed intree, sal die Here vir ons voorsien, en die Here sal genees, waar ons dink, dis die einde, is waar die Here se begin is, want die Here het 'n doel met elke slegte ding wat dalk in ons lewens gebeur, al verstaan ons dit nie altyd nie, maar op die einde van die dag kan ons net vir God bid, vir hom loof en prys, vir dit wat hy nog gaan doen in ons lewens, en ek wil vanoggend vir die Here dankie sê, vir die herstel, wat hy in my skoonpa gebring het tot dusver, en as dit die Here se wil is, haal hulle maandag die tragia uit, en dan kan hy op sy eie begin aansterk. So ek vra julle, bid asseblief saam, dat hy kan heeltemal gesond kan word. So ons loof die Here, en ek wil net vra dat ons vanoggend vir die Here hande klap gee, vir alles wat hy in ons lewe doen. Amen. Amen. Kom ons staan saam en sing die eerste lied. Dit is eintlik 'n baie mooi lied. Julle gaan sien die wysie is baie eenvoudig. Daar's nogal 'n klomp woorde, maar dis sulke mooi woorde. Soos wat ons hom lees, ervaar die woorde en sing saam met ons. Julle gaan sien is baie maklik. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you may run. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets, to the virgin gave the word, from the throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father.
Steek ons hande op en ons eer net die Here. Majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Halleluja, Here, ons eer U. Ons loof U vanmôre vir U guns, U goedheid en U genade. Ons eer U, Vader, want U is koning van ons harte, U is koning van ons lewe. En ons het so opgewondenheid in ons harte vir dit wat U vir ons doen. Ons loof U daarvoor, want Vader, U stel ons nooit teleur nie. Dankie dat ons weer in U teenwoordigheid kan wees as familie, as gesin in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. Vader, hierdie diens gee ons so oor in U hande. Laat U wil geskied. Laat toe dat U Gees vanmôre harte besoek aflê in harte vanmôre en implanting maak in ons harte. Kom spreek in ons harte vanmôre en gee dat die Gees net U teenwoordigheid oorweldigend in ons harte kom openbaar, sodat ons by U kan ontvang vanmôre wat U vir ons wil gee. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. En die kinders van die Here sê Amen. En amen. Jy is so welkom, goeiemôre geliefde, om jou sitplek te neem. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Is jy opgewonde vanoggend? Amen. Prys die Here. Wil jy nie net omdraai na die persoon voor jou of agter jou en sê, welkom hier vanmôre, en ek is so bly jy is hier nie. Prys die Here. Dis 'n mooi gesig om te sien, en ek is so dankbaar die Here het ons familie gespaar oor hierdie vakansie. Ons het nie teespoed gehad nie en almal is terug. Daar is nog van ons familie wat nog nie terug is nie, en ek glo en vertrou dat teen volgende Sondag sal hulle ook kan terug wees. So ek is bly jy is hier. Jy is deel van hierdie groot familie. Elke besoeker wat hier is vanmôre, jy is net so welkom. Voel tuis, wees deel van ons in Jesus naam. Nou geliefde, gee my net gou 'n oomblik dat ek net die afkondigings met jou deurgaan vir hierdie week. Komende Sondag die 18de wil ons Sondagskool inskrywing weer doen, so ons wil vertrou dat ons ouers, mamas en papas met ons kinders dan sal terug wees. Ons doen jaarlikse inskrywing wat ons wil ouderdomme bepaal, ons wil klasse-indeling doen, so ons wil vra dat jy volgende Sondag jou kind sal bring, kom inskryf, en dan sal die Sondagskool weer hervat. So ek sal dit weer in die week vir jou uitstuur op die WhatsApp. Dan Sondag die 25ste, die opvolgende Sondag, so dis 2 Sondae van nou af. Dan wil ek graag die nuwe jaar tema met die gemeente deel en waantoe ons dan ingaan. So ek wil jou ook dan uitnooi na hierdie diens toe, kom beleef die passie en die nuwe jaar rigting waarin ons gaan inbeweeg saam met ons, soos as die Here ons dan gaan spaar om dit te doen. Dan geliefdes, komende Woensdag, ons 60-plussers begin al reeds met hulle Bybelstudies, so die wat hier kan wees, ons wil vra dat jy wees, kom geniet dit saam met Sakkie, hulle gaan 'n aanbieding doen. Sakkie, vir julle wat nie vir Sakkie ken nie, daar agter staan hy. So, al die 60-plussers, so as jy by die huis is, en jy het nie iets anders om te doen op 'n Woensdagmôre nie, dan is jy welkom om by die Bybelstudie by te woon. Daar is 'n navraag ook van mense wat vra, is daar nog Bybelstudie vir onder 60-plussers? So, as jy by die huis is op daai Woensdag en jy is onder 60, is jy ook welkom. Is nie net vir die 60-plussers nie, jy is ook welkom, hulle gaan jou ook akkommodeer. Direk daarna gaan die Goue Are net 'n lekker saamkuier hê, so hulle gaan nog nie afskop met hulle aanbieding nie, hulle gaan net van die Bybelstudie af oorgaan en hulle gaan net 'n lekker saamkuier hê, dis nou komende Woensdag. Dan die tieners wat hier is, nooi jou maats, julle gaan nou nog nie komende Vrydag begin nie, maar julle begin die 23ste Januarie. Ons weet die skole begin, dis nou skole, dis hoërskole, dis nuwe loopbane wat begin, en daar's nuwejaarskampe wat Vrydag al afskop, dis sportvoorbereiding, maar ons gee hulle nog so 'n week grasie vir die tieners om hulle voete te vind by die skool, en dan die opvolgende week, die 23ste Januarie, daardie Vrydag skop ons tieners weer af hier by die kerk. As julle meer wil weet, kan julle net vir PDF vra, hy sal julle akkommodeer daar. Dan geliefdes, ons 60-plussers moet gou luister. Ons begin nou al dit afkondig. Ons het die 24ste tot die 28ste Augustus gaan ons uitstappie meemaak na Dikololo toe, so al ons 60-plussers, die wat belangstel om te gaan, julle kan met Sakkie gesels, hy sal vir julle alles deurgee, daar is kostes daarom verbonde, hy het reeds 'n plan uitgesit, hoe jy kan betaal elke maand om daarby uit te kom vir daardie week, daar is plek vir 24, ons het reeds 11 plekke gevul, so jy moet nou spring as jy daar wil wees, gaan praat met Sakkie, sit jou naam op, as ons dan nog 'n plek of 2 gaan oop hê, gaan ons dit dalk oopstel vir
Sak het vanmôre vir my gesê, vir die wat onder 60 is, wat kan saamgaan, maar ons het net 'n beperkte plek. So as jy saam met hierdie uitstappie wil gaan in Augustus hierdie jaar, praat met Sakkie, hy sal vir jou alles deurgee wat jy nodig het. Dan geliefdes, laaste, ons wil, nog twee dingetjies, ons teebediening skop weer af vanoggend. Nou, ons gaan so 'n bietjie verander rondom dit, so elke Sondagoggend na kerk kuier ons, so ons sal nog deurgee wat gaan gebeur, maar ons wil vra as daar van julle is wat nog betrokke wil raak met die skink van die tee, dis maar net basies na diens, die koeldrank en die sappie, in die koppie of die koffie reg te sit, in die koeldrank of die sap in die glas uit te gooi vir elkeen wat dan hulle verversing gaan kry, en ons kuier lekker saam na diens, maar ons het 'n behoefte aan nog dames wat dalk betrokke wil wees, julle is so welkom, kom gesels met my, ek sal julle dan op die lysie sit, en daar is 'n rooster uiteengesit, so jy gaan nie elke Sondag bedien nie, maar daar's nie baie wat jy hoef te doen nie, die tafel is reeds reg, die glas altyd uitgesit is, maar net jy moet kom bedien, en wees diensbaar en kom bedien, so as jy daar wil betrokke raak, kom gesels met my, en ek sal jou dan gerus of graag daar op die rooster wil sit, en dan, ek het gepraat oor die Sondagskool se inskrywing, as daar van die ouers is, mamas, papas wat wil betrokke raak met die Sondagskool bediening, kom gesels ook met my, ons behoefte raak elke jaar groter, rondom Sondagskool onderwysers of onderwyseresse, wat kan betrokke raak met die Sondagskool, en help ons ook om ons maatjies te leer, van Koning Jesus, want dis waar hulle leer, by die skole en daardie sisteme, daar buite in die wêreld gaan hulle nie van Jesus leer nie, so as jy daar wil betrokke raak, groot asseblief, kom gesels ook met my. Is dit reg? Is jy opgewonde? Kom ons gee die Here net 'n lofoffer. Prys die Here. Ons is so dankbaar. Nou geliefdes, ons gaan vanmôre opstaan, ons gaan hierdie diens open. Ons vra voorbidding vir Tannie Gail Du Plessis. Sy het my vanoggend gekontak, sy het 'n gordelroos uitslag in haar gesig. Sy sê sy wil so graag by die dienste wees en ons verstaan, so ons wil vra dat die Here haar sal aanraak, en dan Tannie Corrie Rabie, sy is ook baie siek vanmôre. Ons gaan ook dink aan haar. So jy is so welkom om saam met my op te staan, Sakkie. Wil jy die persoon wat jou gaan help met die offerhande opneem, ook vir my kom voorstaan asseblief. So jy is welkom saam met my op te staan. So ek gaan vra dat hulle wat die offerhande Sakkie gaan omstuur, net vir my ook hier voorkom staan asseblief. Baie dankie om Dirk, Sakkie. So jy staan saam met my en dan sluit ons net ons oë. Kom ons bid net saam. Vader, dankie vir u guns. Dankie dat ons weet dat wanneer ons mismoedig is, wanneer ons probleme het, wanneer ons krisis het, wanneer ons siekte het, dan kan ons na u toe kom en ons kan u naam nader, ons kan u vra, u woord sê wat ons vra in u naam, dit sal ons verkry. En ek wil so in hierdie oggend dink aan Tannie Gail en Tannie Corrie. Vader, u weet wat die situasie en die omstandighede is. Liggaamlik wil ek vra, Vader, dat u hulle sal aanraak, dat u hulle sal genees, want u is die God wat nog steeds genesing bring. Ons eer u daarvoor. En dankie dat u daardie liggame nou aanraak in Jesus naam, dat u hulle genees. En dankie dat ons sal die getuienis hoor van hoe u in hulle liggame gewerk het, dat u hulle versterk en oprig. Vader, as ek nie 'n naam het vanmôre van iemand wat nie wel is nie, dis by u bekend, dalk sit hier iemand in hierdie gehoor vanmôre, dalk weet ons van iemand wat weens siekte getuister word, dan wil ek hulle ook voor die plaas vanmôre en vra, Vader, mag u wil oor hulle lewe geskied. Met my eie hart is ek dankbaar vir wat u vir my eie pa gedoen het, en ons is dankbaar vir die genesing wat ons ervaar, en om 'n keer, na hy op Kersdag op 'n asemhaal het u weer nuwe lewe in hom geblaas, en ons eer u daarvoor. En ek is dankbaar, Vader, vir die versterkte genesing wat nog ten volle gaan plaasvind. Maar so is daar ander wat ook 'n aanraking nodig het vanmôre. Raak hulle aan in Jesus naam. Ons vra dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hierdie diens gee ons onvoorwaardelik oor in u. En ek wil vra, Vader, wanneer ons nou gaan sing en die naam groot maak en die naam gaan loof, ontvang dit wat ons doen as 'n lieflike lofoffer in u teenwoordigheid. Ons doen dit tot eer en verheerliking van u naam, want u kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Ook wanneer ons as offergawe en tiende gaan bring na die skatkamer van die Here, wil ons dit vir u gee, en ons wil u vertrou vir dit wat ons gee, dat u in ons lewe ook verder sal voorsien. Ons is dankbaar vir die voorsiening in ons lewe. Ons is dankbaar vir dit wat ons het om te kan gee, want alles behoort aan die Here. En vanmôre wil ons gee met 'n blymoedige hart.
Ons is dankbaar dat ons kan gee, want die woord sê te blymoedige gewer lief, en dankie daarvoor. Ons gee, soos wat U op ons harte lê, en dit wat ons gee, Vader, help ons as gemeente raad om dit reg te bestuur vir U koninkryk en vir U werke. En elke gawes, seën ons ook met goeie gawes vanmôre, deur die Gees, wanneer ons sing, Vader, mag die Gees ons so aanraak, dat ons 'n opwekking, 'n vars aanraking sal ervaar vanmôre, van God se ingrypingskrag, U Heilige Gees krag in ons lewe, en sodat ons onsself net sal verloor in U teenwoordigheid, Vader, ons self toemaak met U liefde, self toemaak met U bloed, wat oor ons is, ons dankie daarvoor, in Jesus naam, amen, en amen. Die Here seën jou, ons gaan die naam van die Here groot maak, en terwyl ons dan gaan sing die eerste lied, gaan ons vra vir Sakkie en Dirk om julle te bedien met die offergawe. Sakkie, baie dankie. Van sy poorte binne met lofliedere, sy tempel met lofgesang, sy volk, sy eie kinders, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Van sy poorte binne met lofliedere, sy tempel met lofgesang, sy volk, sy eie kinders, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Van sy poorte binne met lofliedere, sy tempel met lofgesang, ons is sy volk, sy eie kinders, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Hy het my verbly, hy het my bevry, ons loof hom, ons prys sy naam. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. In sailing home, we lift it up from the earth, I won't call him unto thee. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. In sailing home, we lift it up from the earth, I won't draw all men unto thee. Lift Jesus higher.
my hart weet ek, Jesus is hier, en hy het baie opgestaan, Jesus is hier, uit my hart en ek, Jesus is hier, en hy het baie opgestaan, Jesus is hier. King of kings, majesty, God of heaven, living in me, gentle Savior, closest friend, strong deliverer, healing and death. All will lead me false at your throne, your majesty, I cannot bow.
ons sing die koor weer en ons sê vir die Here, I lay my all before you now. Hy het ons geklee met koninklike klere, die sonde weggevat en ons heerlikheid gegee. Your Majesty, I come down, I lay my all before you in royal robe. I don't deserve, I live to serve your majesty in
net daar loop waar jy staan nie. Wil jy nie net die Here eer gee daar waar jy staan nie. Wil jy nie net vir hom vertel hoe goed hy vir jou is nie. Wil jy nie net jou liefde aan hom verklaar in hierdie môre nie. Want hy kom toe al die eer en al die aanbidding, al die lof, dit kom hom toe vanmôre. Want hy's 'n goeie God vir ons, halleluja. Kan jy dit ervaar vanmôre, kerk van die Here? Then praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone, net daar waar jy staan. Kom ons maak net groot die naam van die Here. Vader, u goedheid, u guns met ons. Halleluja. Here, uit 'n dankbare hart wil ons vanmôre u naam groot maak. Here, uit 'n dankbare hart wil ons u kom lof besing in hierdie môre. Ons wil u kom vertel, Vader, hoe lief ons u het, omdat u ons eerste lief gehad het, omdat u vir ons, Here, genade bewys het. Is daar 'n dankbaarheid in ons harte wat oplewe, Vader, want ons staan nie in die dood nie, ons staan in die lewe, want Christus het dit vir ons moontlik gemaak. Ons eer u vir die lewe vanmôre. Dankie dat ons kan staan in nuwe lewe in hierdie môre, Vader. En omdat u vir ons is, kan niks en niemand ons skei van u liefde nie, want u liefde is wonderbaar. U liefde is kosbaar en groot vir ons. U liefde is ons behoud. Dit hou ons vas vanmôre. Vader, u liefde dra ons elke dag deur. En ons kan nie uit ons hart uit genoeg dankie sê nie, maar ons is oorlopends toe vol versadig vanmôre om uit 'n dankbare hart vanmôre om vir u dankie te kan sê vir dit wat u vir ons doen. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Ons het gesing, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, everyone. Ons doen dit vanmôre, want u kom dit toe in Jesus kosbare naam. Vader, kom vanmôre in die volheid en raak ons harte aan. Daar waar ons nog staan en waar daar nog blokkasies is vanmôre. Daar waar ons nog dink in die bagasies en die onsekerheid in ons harte. Dat ons nie weet wat die dag vanmôre ons inhou nie. Wil ons vanmôre net kom stil raak en dit alles net so oorgee vir u. Ons wil u vertrou vanmôre. Vader, alles wat vanmôre verhoed dat ons u in volheid kan dien, wil ons voor die voete plaas. Ons wil vergeet daarvan. Ons wil onsself net in u teenwoordigheid kry en vertoef en toelaat dat u Gees nou met ons spreek. Daarom bid ek elke denke, elke gedagte nou in eenheid vasgevang sal word vir Jesus Christus, vir die koninkryk en vir u woord vanmôre in Jesus naam. En die kinders van die Here wat 'n dankbare hart het sê amen en amen. Loof koning Jesus, jy is so welkom om jou sitplek in te neem. Loof koning Jesus. Lekker om so te kan sing en te kan vertoef in die teenwoordigheid van 'n lewende God. Weet jy, ons aanbid nie 'n dooie God nie. Ons aanbid 'n lewende God. Glo dit vanmôre. Dan verklaar dit bo oor alles van jou lewe. Verklaar dit bo oor jou omstandighede vanmôre. Geliefdes, ek wil jou nooi, terwyl jy jou woord saam met my kan oopmaak, gaan ons blaai na die boek van Matteus. Dit is die eerste boek in die Nuwe Testament, die boek van Matteus. En ek gaan lees uit hoofstuk 9 en hoofstuk 10. So jy blaai saam met my Matteus hoofstuk 9. Ek lees vanaf vers 36 tot hoofstuk 10 vers 7. Matteus hoofstuk 9 vers 36. Die opskrif daar sê die oes en die arbeiders. En dan by hoofstuk 10 die 12 apostels en hulle sending. Nou ek lees vanaf vers 36. En toe hy, dit is Jesus, die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid aan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En dan die eerste vers van hoofstuk 10, en hy het sy 12 disippels na hom geroep, en aan hulle mag gegee, oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels, die eerste Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas, sy broer, Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, Philippus en Bartolomeus, Thomas en Matteus, die tollenaar, Jakobus, die seun van Alfeus en Lebbeus, wat genoem word Thaddeus, Simon, Kananites en Judas Iskariot, die een wat hom verraai. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op die pad na die heidene nie en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom. Net tot sover. Nou, vanmôre is 'n opvolgpreek van
verlede Sondag. En as jy verlede Sondag gemis het, jy sal sien ek het in die week het ek vir jou kort oorsig gegee met 'n paar uitdagings elke dag. En ek glo jy het dit in orde gevind en jy het dit so 'n bietjie ter harte geneem en dalk hierdie uitdagings prakties beginne uitvoer. Nou dit is 'n opvolg van geloof, hoop en liefde wat ek verlede week met jou oor gepraat het. Geloof, hoop en liefde, 3 pilare wat die kerk nodig het vir 2026. Vir hierdie jaar waar ons ingaan. Ek en jy het nodig in 2026 dat God ons dan ook moet gebruik terwyl ons groei in geloof, hoop en liefde. En dit is dan my tema vir môre, die opvolgtema, God kan jou gebruik. So die almense stil. God kan jou gebruik. As jy vol geloof is, jy's vol hoop, jy's vol liefde, dan kan God jou gebruik, want God wil jou gebruik, geliefdes. Want geloof roep jou. Hoop dra jou en liefde stuur jou. Dis die dryf waar God jou kan gebruik. Amen. So as jy gegroei het in geloof en jy het gegroei in hoop en jy het gegroei in liefde, dan wil ek vir jou vanmôre sê God kan jou gebruik. En ek wil vertrou dat God jou gaan gebruik. Nou geliefdes, as ons in die VSA gaan kyk, in die Verenigde State van Amerika, in die oostelike deel, dan kry jy 'n klein, amper onsigbare muur. Hulle noem dit die Allegheny muur. Nou, 'n mens sou kon dink dat hierdie klein skepsel, wat onsigbaar is, nutteloos is, maar as jy mooi gaan kyk, en hulle het 'n studie gedoen in die Verenigde State, dat hierdie klein skepseltjie, hierdie klein muur wat geskape is deur God, het 'n groot impak gemaak wat hulle bevind het. Nou, navorsing op 'n spesifieke kolonie wat hulle gedoen het, hierdie navorsers het gewys, dat hierdie spesifieke kolonie oor 'n tydperk tot en met 15 ton grond onder die aarde uit verskuif het. 15 ton grond. Nou, dis baie. Oor 'n tydperk. Dit het getoon dat hierdie klein muur het hierdie aarde onder omgeploeg, hierdie tonnels wat hulle grawe, en soos wat hulle grawe verskuif hulle hierdie grond. Maar soos wat hierdie grond verskuif word, deur hierdie muur is die bos in daardie omgewing ook verryk. Die landskap het verander. En dit is gedoen sonder die geraas van 'n stootgraaf of 'n skraper of ek ken die Engelse term het ook in myn gewerk het, 'n front-end loader en 'n caterpillar en 'n excavator. Dit het gebeur sonder dit. Dit het gebeur sonder dit sigbaar deur die mense oog gesien was, want dit het oor 'n tydperk gebeur soos hulle hierdie studie gedoen het. Maar dit het gebeur en dit laat my dalk verstaan as ek gaan kyk na Spreuke 6 waar die woord van die Here sê, gaan na die muur Luihard en gaan word wys. Jy gaan kyk wat hulle doen en gaan leer daaruit. Want God het hierdie muur uniek geskep. Want as God 'n muur kan gebruik om 'n woud te verander, hoeveel te meer kan hy nie jou en my gebruik om 'n lewe te verander, om 'n gesin aan te raak, om 'n straat te verander, om 'n stad te verander, om 'n kerk te verander nie. Hy kan jou gebruik. Hy kan dit doen. 2026 moenie 'n jaar wees waar ek en jy dan gaan sê, ons gaan wegkruip nie. 2026 moenie 'n jaar wees waar ek en jy gaan opstaan en sê, "Oeg, ek is moeg. Ek is nie goed genoeg. Of ek het probleme van my eie, los my net uit nie." Want as jy daardie denkwyse het, dan gaan jy nie deur God gebruik kan word nie. Dis iets wat jy moet tersyde sit. Hierdie gaan 'n jaar wees wat God oor sy kerk, oor jou en my lewe kom fluister, "Ek kan jou gebruik, ek wil jou gebruik." Is jy diensbaar, gaan jouself beskikbaar stel vir God se handewerk. Ek kan jou gebruik. Nou geliefdes, 2026, as ek en jy gaan groei in geloof en in hoop en in liefde, dan kan God ons gebruik om na ander rondom ons met deernis te kyk, met liefde te kyk. As ek kyk na die woord wat ons gelees het, Matteus 9:36, dan lees ek dat Jesus se hart was geroer gewees met empatie en simpatie, met liefde toe hy na die mense kyk, want die woord sê, toe hy hulle sien, toe hy innig jammer vir hulle gevoel. Nou as ek en jy groei in Ampleus hoop, geloof en liefde, dan gaan ons in liefde na ander kyk, met 'n ander oog, met 'n ander denkwyse.
met 'n ander benadering. Ons gaan 'n ander nood raak sien. Ons gaan 'n skare sien wat Jesus nodig het. Ons gaan 'n wêreld sien wat Jesus nodig het. Ons gaan 'n omgewing sien waar daar 'n verandering moet kom en ons gaan besef ons is die instrument in God se hande. Ek en jy geliefde kerk Oase by die park familie. Ons is die impakmakers deur die wil en die hand van God om dit daarby te doen. Let wel dat Jesus toe hulle sien, geliefdes, hy was nie net bewus van hulle nood nie. Ek en jy is bewus van mense se nood om ons. Glo jy vir my, ons ken wanneer dit met mense nie goed gaan nie. Ons sien dit raak, ons sien dit elke dag raak. Ons sien dit raak, ons is bewus daarvan. Hy was nie net bewus van hulle nood gewees nie, geliefdes. Hy was deur hulle nood, was hy diep geraak in sy hart. Dis wat die woord sê, hy het innig jammer gevoel vir hulle. So sy bediening het begin met 'n hart van omgee, en as jy deur God gebruik wil word hierdie jaar, dan moet ons 'n hart van omgee ontwikkel vir mense. 'n Hart van omgee. 'n Hart van jammerte. Because the word says he had compassion on them. Hy het compassion op hulle gehad. Hy het compassion op jou en my ook gehad. Dis kom by ons harte verander het, toe ons by die kruis uitgekom het. Dit het hom gedryf kruis toe vir jou en vir my. Dit was 'n liefdesdryf wat hier binne uit sy hart uit gemanifesteer het na buite, en as jy gebruik wil word deur God hierdie jaar, moet hier 'n compassion, 'n hartsverandering plaasvind wat 'n dryf van binne af na buite jou lei om ander te wil bereik vir die koninkryk van God. Want liefde stel jou en my beskikbaar vir ander. Liefde is die dryf wat ons beskikbaar stel om ander te bereik. Ons het verlede week gehoor Amplius. Na diens toe kom John by my en hy sê vir my, die ander woord vir Engels wat ek gesê vir Amplius is to amplify, en dit maak eintlik so kosbare sin, want dit is groot. To amplify is to boost, is to empower, is om groter te maak. Amplius geloof, Amplius hoop, Amplius liefde, en die grootste sê in Korintiërs wat ons gelees het, die grootste hiervan is liefde. Soos ek groei in liefde, het ek 'n dryf hier van binne na ander, na buite, geliefdes. Ek het compassion op hulle, ek wil hulle bereik, maak nie saak hoe die situasie, die toestand in hierdie lewe is nie, en waar mense hulle sien of ervaar. 1 Korintiërs 13:7 sê, liefde dra alles, liefde glo alles, liefde hoop alles, en liefde verdra alles. Mariet het vroeër getuig oor my pa. Julle wonder seker hoekom self vir die eerste keer ontmoet het. Want ek en my pa het nie 'n goeie verhouding gehad nie. En ek is nie skaam om dit te sê hierso nie. Maar liefde is die dryf. Ek het weggestap as gevolg van seer. Maar vandag kon ek sê, ek het in 'n hart deur liefde gedryf om terug te kom na my pa toe. En daar's versoening. Daar's versoening gebring, daar's versoening, en daar's nog 'n pad van ontmoeting en 'n pad van herstel vorentoe. Want liefde is daai dryf, compassion is daai dryf. Nie net omdat hy op sy sterfbed gelê het nie, maar God het ook 'n doel en 'n rede agter alles, en hy het hom ook opgerig. Want die eerste keer toe my pa my sien en die trane wat sy oë uitloop en hy kan nie met my praat nie, het vir my gesê hy het ook verlange in sy hart gehad. Dit gebeur in gesinne en in families, geliefdes. En ek is nie skaam om dit te sê vanmôre nie. Dit gebeur met elke gesin, elke familie, maar ek is net dankbaar vir God vir nog 'n kans waar ek liefde na hom toe kan wys en liefde aan hom kan toon, want liefde verdra alles. Maak nie saak die seer in die verlede wat gebring is nie. Liefde verdra alles. Liefde maak jou en my bruikbaar vir God se koninkryk, geliefdes. En ons staan in God se koninkryk. Nie jou talente nie, nie jou status en jou rykdom en jou persoonlikheid nie, maar jou liefde vir ander maak jou bruikbaar. Soos ek en jy kan groei in liefde, sal ons 'n wêreld kan bereik. Sal jy jou buurt kan bereik, jy sal jou straat kan bereik, jy sal jou familie kan bereik. Jy sal versoening bring tussen kinders en ouers weer. Jy kan deur liefde. God kan jou gebruik. God gebruik elkeen van ons en wil dat ons na ander kyk soos wat Jesus hulle gesien het. Verlede week het ek vir jou gesê, liefde maak jy soos God sien. Maak jy soos God beweeg en uitreik na ander. So ons kan deur liefde na ander kyk, soos wat Jesus na hulle kyk. Baie keer as ons na mense kyk, dan sê ons is 'n hopelose toestand. God sê nooit, dit is nie 'n hopelose toestand nie. Hy kan nog steeds. Hy kan nog steeds. Ons sal ander sien, gebroke, verlore, moeg, soekend. Dis die waarheid om ons.
En deur liefde, geliefdes, as jy met compassion na ander kyk, sal jy 'n bruikbare instrument in God se hand wees wat 'n verskil sal maak daar buite. God gebruik nie 'n hart van klip nie. Miskien moet ons net bid en vra, Vader, verander ons klipharte weer na hart van vlees. Hy gebruik sagte harte van vlees om 'n impak te maak. Hy gebruik harte wat kan saam voel, empatie het, hart wat omgee. Dis maklik om simpatie te hê met mense. Ag, ek is so jammer vir waardeur jy gaan en so aan. Maar dis anders as jy empatie het. Jy voel waardeur hierdie persoon gaan. Jy deel waardeur hierdie persoon gaan. En jy hak langs hierdie persoon in en sê, met liefde dra ek jou, want God is ons uitkoms. Hy is die een wat vir ons 'n uitkoms sal gee, 'n verlossing sal gee. Hy gebruik harte wat saam huil, asook harte wat saam die uitkomste sien. Geliefdes, God roep vir jou en vir my vanmôre. En hy roep ons omdat die wêreld in desperaatheid is. As jy sien wat gebeur in hierdie wêreld, daar's so desperaatheid. As ek teruggaan na 1954, welbekende prediker Billy Graham, die persoon Winston Churchill, ek weet nie of jy al van hom gehoor het nie. Hy kom by Billy Graham, is 'n jong man, en hy vra vir Billy Graham die volgende vraag: het jy enige hoop? En Billy Graham is een van die magtigste predikers wat opgestaan het in daai tyd. Hy vra vir hom, het jy enige hoop? En ek kan jou waarborg wat Billy Graham gesê het. Ek het hoop. Hy het hom aan God voorgestel. Maar weet jy wat, geliefdes, vandag is dit nog steeds die vraag wat rondom ons gevra word. Is daar hoop? Het jy hoop? Is daar 'n uitkoms? Ons vind mense rondom ons elke dag sonder hoop. Mense wat doelloos ronddwaal soos skape wat herderloos is. Hulle is moeg, hulle is verward, hulle is stikkend, hulle is seer. En God sê vandag vir jou, ek kan jou gebruik om hoop vir hulle te bring. Ek kan jou gebruik om hoop vir hulle te wees. Die wêreld is desperaat. Ons is in 'n baie kritiese tyd. Die eindtye is so naby. Is so naby. Nou nie soos wat hulle verlede jaar geproklameer het nie, want ek en jy ken hierdie dag en die tyd nie. Maar is so naby. En ons het nodig om in instrumente God se hande te wees, geliefdes. Die wêreld is desperaat, maar as ek en jy deur die oë van Jesus na hierdie wêreld kyk, sal ons die wêreld se desperaatheid sien as 'n geleentheid om te reageer. As 'n geleentheid vir die kerk, as 'n geleentheid om hulle te bereik. Ons sal nie net terugstaan nie. Ons sal nie net sê dis net die predikers en die diakens en die ouderlinge se job om te doen nie. Ons maak die impak, jy maak die impak daar waar jy is, maar jy moet net hierdie geleentheid of die verleentheid van die wêreld sien as 'n geleentheid vir die kerk om gebruik te word. En hoe gaan ons dit doen? Ek en jy gaan dit doen wanneer ons entoesiasties reageer op die desperaatheid van die mense, want dis wat Christus gedoen het toe hy hulle desperaatheid sien, het hy jammer gevoel vir hulle en hy het gereageer op wat hy geervaar het. En God kan jou en my gebruik om te reageer, geliefdes, wanneer ons met entoesiasme dit aanpak en nie saam met die wêreld gaan praat en sê, ek sien nie 'n uitkoms en uitweg en dit gaan so moeilik en dit gaan so swaar nie. Dit begin by ons, wanneer ons geloof, hoop en liefde het, dan sien ons anderste die wêreld en die sake en die situasie en die toestand om ons. Want God kan jou gebruik wanneer jy entoesiasties op 'n uitdaging reageer. Jesus sien hierdie skare. Hy sien die nood, hy sê nie, dis te veel vir my, dis ver genoeg, dis te moeilik, dit lyk donker nie. Dit was nie wat Jesus gesê het nie. Jesus sê, ek sien die nood, ek sien 'n oes wat groot is. Ek sien 'n oes op die lande wat bereik moet word en afgehaal moet word. Hy sien dit nie as 'n probleem of 'n las nie. Hy sien dit as 'n geleentheid, 'n potensiaal om hierdie mense te bereik. En jy kan gaan kyk in hierdie gegewe tyd van Jesus toe hy hierdie mense nood gesien het. Hulle is onder verdrukking van die Romeinse ryk. Maar selfs die Romeine, as jy gaan nalees in die geskiedenis en al die verklarende boeke, dan sal jy vind dat hierdie Romeine het hulle self verdrink in plesier, net om een of ander versadiging te ervaar of te kry. Nou die wêreld om ons doen vandag nog steeds dieselfde. Ons verdrink onsself in ontvlugting van vermaak.
Jy kan maar gaan kyk, enige vermaakkunstenaar as jy hom boek hier by Aardklop of waar ook al. Die mense betaal om daar te wees. Hulle sit daai stoele vol, want hulle soekend na iets. Hulle betaal ten duurste om daar te wees. Maar hulle sal nie eens op 'n Sondagmôre hier in die kerk wees om 'n offerhandjie te gee nie. Want hulle soek 'n ander uitkoms. Hulle het nood na iets anderste. Gaan kyk na die sosiale media, geliefdes, die nood wat daar is. Lees bietjie verby wat jy elke dag sien en sien die nood in mense se harte raak. Hulle soek, hulle soekend na iets, maar hulle weet nie wat nie. Hulle ontvlug soontoe. Hulle leef in uitspattigheid net om beter te voel oor hulle self. Die mense se nood is vandag so groot. Hulle soek na enige vorme van afleiding, ontsnapping in gesinsverband. Ag, as dit nie in my gesin lekker gaan nie, dan ontsnap ek en pa gaan in 'n ander rigting, ma gaan in 'n ander rigting, kinders doen wat hulle doen. Daar's nie meer eenheid nie. Hulle soek ontsnapping, ontsnapping in huwelike. Wanneer my huwelik haywire gaan, as ek Engels kan gebruik, dan wil ek sommer net uit my huwelik uitkom. Ek sien 'n ontvlugting, ek sien 'n geleentheid, ek sien 'n kans om uit te kom. Ons soek ontsnapping in verhoudinge as gevolg van verantwoordelikhede wat dalk te groot word, maar ek soek iets anderste. Dis die nood wat daar buite is. Jesus sien dit. Ek en jy moet dit ook vandag sien. Ons moet dit vandag beleef. Daarom het die kerk vandag, want Jesus sien dit as 'n geleentheid. Hy stuur sy 12 uit onder die mense in om hulle te gaan bereik. Jesus kan jou en my vandag gebruik, want hierdie toestand het nog nooit verander nie. Dit het net groter en groter geword. Hy kan ons gebruik. Daar is 'n groter uitdaging vandag vir jou en vir my mense weer terug te lei na die lewe wat werklik lewe is, lewe in Christus, en hy wil ons gebruik om hierdie mense te bereik om lewe in Christus te ervaar. Dis die nood vandag. Die kerk sê te maklik, ek hou nie van 'n krisis nie. Die kerk sê te maklik, as hier krisis in die kerk is, dan wil ek nie daar wees nie, ek soek 'n ander ontvlugting. Die kerk is nie volmaak nie. Die kerk is ook vol mense wat krisisse het, wat by God moet uitkom. Wat moet groei in geloof? Ons sê te maklik, hou nie van krisis nie, ek staan eerder terug. Iemand anders moet dit hanteer. Maar God wil jou gebruik. Hy wil my gebruik. So as jy entoesiasties na die krisis van die mens kyk, want dis wat Christus raak gesien het, hy het met entoesiasme hulle krisis raak gesien, dan sal jy eerder verklaar, ek hou van die geleenthede wat krisis bring. Ek hou van die geleenthede, want dit stel my in staat om hierdie persoon aan Jesus voor te stel. Dit stel my in staat om hierdie persoon meer van te kan getuig van wat uit my persoonlike lewe gebeur het en hoe die Here my lewe aangeraak het en ek kan hierdie persoon se omgewing verander deur dit wat God my in staat stel. So as ons die krisisse van mense gaan raak sien en op 'n wegvlug en gaan toelaat dat God ons gebruik omdat ons met entoesiasme daarna kyk, geliefdes, sal ons 'n impak en 'n verandering kan maak in ons omgewing. Elke krisis wat jy in 2026 gaan ervaar, is 'n geleentheid vir die kerk vir 'n ommekeer. Nie om van weg te hardloop nie, om te keer. Elke persoon wat jy gaan ontmoet wat 'n krisis en 'n dilemma het, is 'n geleentheid vir jou om te bereik hierdie jaar, want God kan jou gebruik. Elke donker plek waar ek en jy onsself bevind in hierdie jaar, kan ons weet dat hierdie krisis, daar waar 'n krisis is weer 'n kans vir my om die lig van Christus in te skyn, om 'n verandering te bring. Elke krisis wat ons gaan ervaar hierdie jaar, gee vir ons daardie geleentheid om gebroke mense te bereik, sodat hulle genees kan word, gees, siel en liggaam vir Christus. Elke vraag wat jy in 'n krisis gaan beleef, geliefdes, gee vir jou die geleentheid om die evangelie net daar aan hulle te bring, net daar aan hulle te verkondig. Die Here sê vir hierdie 12 disippels, gaan uit, gaan vertel, gaan verkondig, ek gee vir julle evangelie. Die evangelie daai tyd, die koninkryk van God het naby gekom. Ek en jy het 'n ander evangelie. Die koninkryk van God is hier. Christus het gesterf aan die kruis en hy het opgestaan vir hulle. Ons het 'n opgewonde, goeie nuus, bly evangelie wat ons kan deel met elkeen wat deur 'n krisis gaan. Maar nou kom die Here en hy sê, hier is 'n geleentheid vir jou en vir my. Hy kan jou gebruik, maar hy sê ook die volgende: die werkers is min. Hy stuur die 12 uit, maar voor hy hulle uitstuur, hy sê, die werkers is min. Nou geliefdes, daar is eintlik 'n belangrikheid op hierdie ene.
Dit maak jou en my belangrik, want God kan jou gebruik. Ek weet nie hoeveel ons hier sit vanmôre nie. Sakkie, 126, God kan 126 gebruik vanmôre. Die werkers is min, maar as jy jou hand opsteek en sê, gebruik my vanmôre, dan is dit 'n goeie geleentheid vir jou. Daar is belangrikheid, want God kan jou gebruik. As jy deel van die min word wat bereid is en gewillig is, geliefdes, dan dra jy groot gewig vanoggend. Jy dra groot gewig, want jou ja, God gebruik my, sal 'n verskil maak daar buite. Kan jy vir jouself dink, wat 'n verskil 126 in hierdie week gaan maak, wanneer ons 'n lig is vir Koning Jesus? As 126 net een persoon bereik, toets my wiskunde, dan is ons 252 volgende week. Amen. Dis vermenigvuldiging. Net een persoon. Maar ag jouself belangrik, as jy jou hand opsteek. Jy dra groot gewig, want jou ja sal 'n verskil maak. Hy sê vir hulle, die arbeiders is min, ek stuur julle gaan 'n verskil maak. Hulle was 12 gewees wat uitgegaan het. Jou entoesiasme sal ander weer aansteek daar buite. Sal ander bereik. Jou gehoorsaamheid sal 'n invloed word wat verandering bring hierdie week. God het nog altyd meer gedoen met 'n klein groep bereidwillige mense as met 'n groot groep toeskouers. Kan ek dit weer vir jou sê? God het meer gedoen met 'n klein groep bereidwillige mense as wat 'n groot toeskouers om hom gestaan het. Jy kan gaan sien die skare wat hy gevoer het. Daarna toe hy weg is, toe sê hulle ruk net op omdat hulle net nog meer wonderwerke wil sien. Hierdie skare het dit beleef, hulle het die wonderwerke gekry, maar dis 'n klein handjie vol wat bereid was om te doen wat God van hulle verlang het om te doen. En hy het nog steeds meer mense bereik. In die bovertrek in die Handelinge kerk, toe 120, hulle was 6 minder as wat ons vanmôre hier is. Toe hulle in eenheid saamgekom het en die uitstorting van die Heilige Gees oor hulle gekom het, geliefdes, sê die woord, hulle het uitbeweeg. Petrus het opgestaan, hy het gepreek, hy het gesê, bekeer jou, laat jou doop tot vergifnis van sonde, jy sal die gawe van God ontvang. Het hulle uitbeweeg en die woord sê, daar het 3000 op een slag tot bekering gekom. 3000 net uit 120. En so het hulle beweeg van huis tot huis, elke dag, en God het bygevoeg die wat tot redding gekom het. Klein groepie, 120 wat bereid was om saam in eenheid te staan, en God het 'n impak gemaak in hierdie wêreld. Waar begin jy? Begin deur bidend na hom toe te kom. Dis wat hy vir ons sê. Hy sê vir die 12, Matteus 9:38 voor hulle uitstuur, hy sê, die arbeiders is min. Bid die Here van die oes om die arbeiders uit te stuur. Bid die Here van die oes. Nou gebed, geliefdes, is belangrik en dis waar ons moet begin. As jy deur God gebruik wil word, begin weer terug te keer na 'n gebedslewe. Gebed bring produktiwiteit. Gebed aktiveer, dit sit dryf, dit sit aksie. Dit is die eerste beweging van geloof, is gebed. Want wanneer ek dit verklaar en ek dit glo, sal dit wees. So wanneer jy in gebed kom, erken die oes behoort aan die Here. Die oes is ryp. Die wêreld is stikkend, hulle is die oes. Hulle moet van die lande afkom. Hulle moet in die godskuur inkom. Hulle moet afgehaal word. Die wêreld en alles daarin behoort tog aan God. Redding behoort aan hom, geliefdes, en ons is die instrument in sy hande. Soos dit van God bid, gaan God dit in jou aktiveer. Hy gaan jou gebruik. Bid vanmôre, Here, stuur meer werkers, want dis wat hy vir die 12 gesê het. Bid die arbeiders, stuur meer werkers, maar julle is beskikbaar, ek stuur julle. So wanneer jy bid vir die oes en jy bid vir die arbeiders, sê Here, stuur meer werkers, dan verklaar jy, ek staan as 'n werker, bereidwillig, beskikbaar en diensbaar vir u. God kan jou gebruik. Begin dit net bid. Wanneer jy die eerste tree gee vir sy werk, geliefdes. Wanneer jy begin bid, wanneer jou geloof aktiveer, dan sal God byvoeg. Die wat stikkend is, hulle sal genees word. Die wat verlore is,
hulle sal tot bekering kom. Dit is hoe dit werk, geliefde. Wanneer jy bid, beweeg God mense en God verander die harte van die mense. Wanneer jy bid, sal God 'n weg oopmaak. Hy sal die deur oopmaak. Nie ek en jy nie, hy doen dit. En wanneer jy bid, vind jy selfs ook die antwoord op jou eie gebed. Want baie keer het ons so baie om te vra, maar die woord leer ons eerder, bid vir ander. God ken jou hart, hy sal jou antwoord. Maar bid ek en jy net reg. Bid vir hom, vir die oes, bid vir die arbeiders. Kan jy sy krag met vertroue aanvaar? Ek vra jou 'n vraag vanmôre. Kan jy sy krag, as jy gebid het, met vertroue aanvaar? Want as jy dit kan doen, sal God jou gebruik. Jesus roep hierdie 12. Hy stuur hulle in. Hulle aanvaar sy krag met vertroue. Hulle het nie geweet waartoe hulle op pad is nie. Hulle het nie geweet hoe hulle dit gaan bereik nie, maar hulle gaan in hierdie lande in, die streke in waar Jesus hulle stuur. Maar God, as ek daar lees, sê die woord, hy het hulle bemagtig met krag. Jy kan dit lees in Handelinge 10 vers 1. Toe hy die 12 disippels na hom geroep het, en het hy aan hulle mag gegee. Mag oor onreine geeste, mag om hulle uit te dryf, mag om elke siekte en elke kwaal te genees. Dis God se krag. In Handelinge 1:8 sê die woord, jy sal krag ontvang, sy getuie wees, wanneer die Gees van God oor jou kom. Kan jy sy krag met vertroue aanvaar, dan kan God jou gebruik. So as jy bid en jy verklaar dit, dan verklaar jy jouself, Here, ek is beskikbaar om deur U gebruik te word. Ek aanvaar die krag, ek aanvaar dit met vertroue. En God sal jou nie stuur sonder om jou toe te rus nie. Hy sal jou altyd toerus. God sal jou nie roep sonder om jou te bemagtig nie. Hy sal jou bemagtig. Die bron van jou krag is die Heilige Gees. Jy sal krag ontvang. Dis sy Gees. En met bekering het jy reeds die inwonende Gees van God ontvang. Laat toe dat sy inwonende Gees uit jou uit beweeg en jou dryf. Vertrou die Heilige Gees vir krag, want hy is jou bron. Hy is die vuur wat binne in jou brand. Hy is die olie wat jou dryf. Hy is die asem wat jou aanblaas. Hy is die beweging binne in jou om 'n verskil en 'n impak te maak hier buite. God kan jou gebruik. Wees net beskikbaar. Wees net bidend op jou knieë en laat toe dat sy krag jou dryf. Ek wil sluit, geliefdes. As God 'n muur kan gebruik om 'n woud te verander, hoeveel te meer kan hy nie jou en my gebruik om 'n lewe, 'n gesin, soos ek weer gesê het, 'n straat, 'n stad, 'n dorp, 'n kerk te verander nie. Hierdie jaar moenie 'n jaar wees waar ek en jy gaan wegkruip nie. Moenie 'n jaar wees waar ons net gaan, ek gaan nou net wegbly nie. Asseblief op jou mooi vra, moenie net wegbly nie. Dis nie 'n jaar vir wegkruip nie. Hierdie jaar moet 'n jaar van beskikbaarheid wees, want die koms van God is nader as wat ek en jy gedink het. 'n Jaar van beskikbaarheid. God soek nie vanmôre die sterkste of die meeste begaafdste of die slimste persoon in hierdie gebou nie. Hy soek net 'n beskikbare hart, 'n sagte hart, 'n oop hand. Hy soek net vanmôre 'n eenvoudige ja. Ja, Here, gebruik my, stuur my. Of verstaan ek nie hoekom en waaroms en waarom te gaan nie. Gebruik my. 'n Ja wat met deernis na ander gaan kyk. 'n Ja wat met entoesiasme gaan reageer. 'n Ja wat met 'n biddende gesindheid, biddend God gaan nader. 'n Ja wat op sy krag gaan vertrou. 'n Ja wat die evangelie met vreugde dra. En geliefde, wanneer jy jou ja gee, gaan ek vir jou waarborg, dan word 'n buitengewone mens, soos ek en jy, 'n bruikbare instrument in sy hande. En ons sal 'n verskil maak in ons omgewing waar ons is. Want die Here van die oes bemagtig die wat hy stuur. Hy bemagtig jou, hy bemagtig my. Mag hierdie jaar 2026 die jaar wees waar jy nie gaan sê, Here, nie ek nie, gebruik iemand anderste nie. Maar waar jy gaan sê, Here, gebruik my. Gebruik my. Want ek is 'n instrument in U hande. En mag God jou ja gebruik om hoop
te bring waar daar wanhoop vanmôre is. Ek en jy ken mense daar buite wat aan wanhoopige toestande sit. Mag jou ja wees, die ja om die lig te wees, om in daardie wanhoop, in daardie duisternis in te skyn. Mag jou ja die ja wees, waar jy deur die krag van God lewe gaan bring in daardie doodsbenere van mense om jou. Kan hierdie doodsbenere weer lewe? Verseker, God maak dit moontlik deur jou en my. Die oes is groot, die werkers is min, maar God kan jou gebruik. Geen net jou ja vanoggend, God kan jou gebruik. Hierdie jaar is nie jaar vir wegkruip nie. Dis die jaar om te sê, Here, gebruik my. Gebruik my. Wil nie jou oë sluit daar waar jy sit nie. Here, gebruik my. Christus, jy vir my kan speel asseblief. Net daar waar jy sit. Vir 'n oomblik jou oë sluit. Wy jouself net toe in die hand van God vanmôre. Ervaar net sy teenwoordigheid, wat al reeds van die begin van hierdie diens sigbaar is. Want hy is hier. Hy is in hierdie plek, hy is in jou hart vanmôre. En hy spreek deur hierdie boodskap. Die verklaring is, God kan jou gebruik. Die vraag is, hoe antwoord jy vanmôre, kerk van die Here? Hoe antwoord jy? Vergeet vanmôre nou van die bangheid en die senuweeagtigheid en ek kan nie vir mense dit en ek kan nie vir mense dat nie. God het jou dalk nie geroep om 'n prediker te wees nie, maar hy het jou geroep om 'n bemoediger te wees. Hy het jou geroep om 'n ondersteuner te wees. Hy het jou geroep om op 'n ander vlak dalk diensbaar te wees. Maar jou ja sal dit openbaar vanmôre. Jou ja sal dit openbaar wanneer sy Gees in jou hart gaan kom inspreek en jy met entoesiasme hom gaan toelaat om in jou hart te spreek. Jou ja sal wees om nie leeg uit te gaan nie, maar as instrument van God in hierdie week in te beweeg. Ongeag jou eie krisis en probleme wat jy ervaar. Want dit is deel van ons daaglikse lewens, maar wanneer ons verby dit kyk en ons beweeg vir God, bring hy die uitkoms vir ons ook, waardeur ons gaan. Vir 3-4 jaar wat ek gewag het vir versoening tussen my en my pa, waar hy my nie wou sien nie. God bring hom op 'n sterfbed en hy genees hom. Hy het nie 'n keuse gehad om my te sien nie. En daardie ontmoeting was 'n goddelike ontmoeting. Dis hoe ek dit sien vanmôre. En God gebruik 'n geleentheid wat vir ander dalk as negatief lyk, om versoening te bring, om herstel te bring. En hy kan jou ook in 'n geleentheid gebruik om ander te bereik vir versoening en herstel. Al wat hy van jou soek is jou ja. Vergeet van die krisis en dit wat plaag nou. Los dit voor Jesus se hande. Los dit by hom. En wees bereid om geloof te antwoord. Ja, Here, ek is beskikbaar. Stuur my. Al wat jy doen vanmôre is open net jou hart vir hom. Ek gaan nie vir jou vra om jou hand op te steek nie. Ek gaan nie vir jou vra om op te staan of hier voor te kom staan nie. Vader ken jou hart. Hy ken jou omstandighede. Hy ken jou beperking. Hy weet waar jy jouself beperk vanmôre. Laat hom net toe om deur sy Gees in jou hart nou in te spreek terwyl jy antwoord. Ja, Here, ek staan vir U. Ek staan vir die koninkryk. Deur die genade, deur die geliefde. Vader, ons sit hier voor U met ons harte geopen tot U vanmôre. Ons gedagtes gerig tot U. U het reeds met ons gespreek deur die woord. Die uitnodiging is, Vader, U kan my gebruik. En U ken my beperking, U ken my behoeftes en U weet waar ek soms nee sê. Maar help my met die inspraak van die Heilige Gees om op te staan vir U en te sê, ja, Here, ek bid as arbeider saam vir hierdie oes. Ek dank U, Vader, dat ek U kan vertrou om my te gebruik as instrument, al maak dit net 'n klein verskil in iemand se lewe. Laat ek daar wees om my verskil te maak, sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word en kan groei. Daarom bid ek, Heilige Gees, terwyl U nou roering in ons harte bring, help ons om elke negatiewe aspek nou eenkant te plaas en net op die roeping te fokus. God kan my gebruik. Stuur my, help my om dit te identifiseer
waar U my kan gebruik. En help my om te groei in dit, volgens te leef, en 'n bruikbare hand vir U koninkryk te wees, vir U werke, vir U doel en U wil, in Jesus naam. Amen. Amen. Die Here seën jou. Groet mekaar met die woorde, Maranatha, Jesus kom, maar tot dan is ek 'n instrument in sy hand.